Joha, julle, wat goed met julle. So, ons is vandag by sessie 2 van Goddelike Genesing, Geestelike Oorlogvoering. En die hoofopskrif vandag is die gesag van die gelowige. So, vandag wil ek regtig net lekker diep in die woord indelf en vir julle wys wat se gesag het ons in Christus. Onthou, ons het nie gesag in onsself nie, ons het slegs gesag in Christus. En ek het ook die laptop hier op my skoot, dat ek die versies kan kry, want daar is baie versies waardoor ons vandag moet werk. So, so ek wil graag net gou hierdie dingetjie vir julle noem. As jy in Christus is, het jy alles. Geseënd is die God van Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ek wil graag ook vir julle net die definisie van gesag gee. Dit is die wettige reg om te beveel en gehoorsaamheid af te dwing. En ek dink dit is nogals amazing, want ons het die gesag. Ons het die gesag oor die aarde en oor die goed wat op die aarde is. En Jesus het dit so mooi gesê in Matteus 28 vers 18, het hy vir die disippels gesê dat, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En daar gegaan en hy het ook vir sy disippels gesê, dat hy gee vir hulle die mag en die gesag op die aarde. En dan in Markus 3 vers 13 en 14, skies julle, ek moet nou so zigzag, ek moet julle sê, hierdie gaan baie vinniger as wat het is om deur die Bybel te blaai. Wel, in my opinie. Alright, so Markus 3 vers 13 tot 14, sê Jesus Christus ook vir ons. En hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom toe gekom, en hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hulle kon uitstuur om te preek, en mag te hê om siekes te genees, en die duiwels uit te dryf. So, daar gee Jesus vir sy disippels die mag om siekes te genees, en duiwels uit te dryf. Ek laat wat hom sê, hy sê dit duidelik om duiwels uit te dryf. Julle, hierdie is waarlik opdrag, en ek wil regtig hê, julle moet besef dat hierdie ding moet in julle hart brand. As jy 'n siek mens sien, moet daar 'n begeerte in jou hart wees om hulle gesond te maak. Gees, siel of liggaam. Al drie. Nou gees, baie keer is daar bevryding nodig. Ander kere is daar nie bevryding nodig, maar bemoediging nodig. So, en hoe verder as die kursus aangaan, gaan ek vir julle verduidelik wanneer is bevryding nodig en wanneer is bevryding nie nodig nie. Maar ons is geroep om duiwels te kan uitdryf. En in Markus 16, vers 16 tot 18, ek gaan net so toe gaan. Markus 16. Julle, dis baie ver. Okay. Markus 16, vers 16 tot 18. Ek gaan dit vir julle lees. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam, Jesus Christus se naam, sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en hulle sal iets dodeliks drink, en dit sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Julle is nou so amazing, waar hy sê, vir die wat geglo het. Nou, wat moet ons glo? In die krag en die werk van Jesus Christus. Dis waarna ons moet glo. Sal hierdie tekens volg. Wat se tekens? In die naam van Jesus Christus, sal hulle duiwels uitdryf. Dit is my so amazing, dat dit eerste is, sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en hulle sal iets dodeliks drink, en hulle sal hulle geen kwaad doen nie. Op die siekes, julle is weer die siekes, sal hulle hande lê, en hulle sal gesond word, deur die krag en die mag en die naam van Jesus Christus. Nie deur jou eie krag of mag nie. Die Bybel sê dit ook so mooi iewers, nie deur krag of geweld, maar deur my gees. Deur my gees, spreek die Here. Okay, Matteus 8 vers 26. Julle, ek wil regtig net vandag julle hart vasmaak. En ek wil hê dat julle moet weet, julle het gesag oor hierdie goed. Julle het die krag. Julle het die mag. Julle het die gesag deur Jesus Christus om enigiets te doen in sy naam.
Okay, Matteus 8 vers 26 staan daar. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. Julle en ons kan dieselfde doen. Christus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons sy hande en voete sal wees op die aarde. In Johannes 11 vers, julle is baie vers, maar ek wil regtig julle hart vandag net weer eens aan die woord vasmaak, en dan wanneer jy in twyfel trek, dat jy hierdie goed in jou gees sal oproep, dat jy sal weet, jy is in staat deur Christus wat jou die krag gee om hierdie goedertjies te doen. Okay, Johannes 11 vers 43 tot 44. Okay. Oeps, as ek net te ver. Okay. En nadat hy het gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en die voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met doeke. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Sien jy, hierdie goedertjies wil ek hê dat Jesus het gesê, dit wat ek op aarde gedoen het, so hierdie is 'n baie mooi voorbeelde van alles wat Christus op aarde gedoen het. Hy het gesê, julle sal meer doen as dit. En Jesus het vir Lazarus uit die dood het opgewek, en tog kan ons meer as dit doen, deur sy genade, en deur sy krag, en deur sy mag. Lukas 7 vers 14 is ons volgende versie. Waar is Lukas nou? Dis in die Bybel, nie waar nie. Lukas is nog steeds in die Bybel, hy gaan nêrens heen nie. Alright, Lukas 7 vers 14. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en sê vir hom, jong man, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gesit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. En hierdie woorde aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en die hele omtrek. Weereens, hierso het Christus iemand uit die dood opgewek. En weet jy dat, ek wil net vir julle sê, dat as jy vir iemand bid en hulle word gesond, of as jy iets doen of 'n Vader geroep om te doen, dit is so stigtend vir jou gees. So asseblief julle, doen wat Vader vir ons vra, doen wat die woord vir ons sê. En ons laaste versie vir hierdie ene is Matteus 16 vers 19. Dis nou onder gesag, né? Die gesag wat Christus het, en die gesag wat Christus vir ons gegee het, hier op aarde. Matteus 16 vers 19. Ja, ek sê niks reg. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat ook al jy op aarde mag ontbind, sal in die hemel ongebonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moet sê dat hy die Christus is nie, want Christus se tyd het nog nie gekom nie, né? So julle, hierdie is vir my so mooi. Hierdie is vir my so mooi. Dit wat ons op aarde bind, sal op die aarde gebonde bly. En ek dink, ek sal nog dieper in die dinge met julle delf, as ons kom by wanneer kom bevryding in, en wanneer is bevryding nodig, dat ons het onthou, ons het regtig die mag en die krag deur Jesus Christus, om alle wonderwerke wat Christus op aarde gedoen het, en meer nog te verrig. Ons moet net ons posisie in Christus inneem. Ons het krag deur Jesus Christus, en dit is so. Dis al waar ons krag kry. Ek love nog steeds daai versie wat sê, met my God roep ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Want daar is so baie goed in hierdie lewe wat ons nie kan doen. Ek dink ons kan alles nie doen sonder ons Vader of sonder Christus nie, want hy gee ons waarlik die krag en die mag om baie dinge te verrig wat vir ons onmoontlik lyk. Okay, ons het krag deur Jesus Christus. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiters van die aardes. En nadat hy het gesê,
het hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Dit was Jesus se laaste opdrag aan sy disippels gewees, was, en julle sal krag ontvang. Nou, ons het reeds die Heilige Gees ontvang. In die Handelinge het hulle gebid dat die Heilige Gees moes kom, dat hulle krag kan ontvang. Ons het reeds die Heilige Gees. Ons het reeds die krag van Christus binne in ons. En ons laaste versie oor die krag van Christus is Efesiërs 1 vers 19 tot 23. Kom ons kom gou daar. Efesiërs 1 vers 19 tot 23. Kom ek lees gou vir julle. En wat die uitnemendheid, grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die kragte van sy sterkte, wat hy gewek het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemel, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook die toekomstige. En hy het die dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, want sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. Julle, ons kan niks doen sonder Jesus Christus nie. En God het vir Jesus al die mag, al die krag, al die heerskappy, al bo alle name is sy naam, in hierdie wêreld en in die wêreld wat kom. Julle, ons het krag in Jesus Christus. Ons moet dit opneem en ons moet net begin daarin wandel. En al vergeet julle vandag alles, wil ek regtig hierdie ding onthou, dat deur Christus kan ons alles verrig. Ek wil gou Kolossense 2 vers 13 tot 14 lees. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnede van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Julle, ek weet dat as ons, weet die duiwel werk nogals in 'n amazing way partykeer in hierdie ding, dat as ons byvoorbeeld sondes het, of, en dit is ook om jy moet klaarmaak met julle sonde, julle kan nie heers in Christus as jy nog besig is met sondes nie. Ek praat nie van onwetende sondes nie, ek praat van sondes waarvan jy weet. Ons kan nie heers nie, ons kan nie heers oor die goed nie, want weet julle wat, en dis kom ek hierso sê, so maak klaar met jou sonde, sodat jy hierdie ding kan bid, en weet jy doen die duiwel, as jy nou 'n duiwel wil uitdryf, of jy wil nou 'n bietjie geestelike oorlog vir hom doen, of jy wil hierdie gemors wat in jou kop aangaan, net bietjie onder beheer roep, en tot, maar net saamroep, en dit onder God se heerskappy sit, dan kom die duiwel en hy herinner jou gewoonlik aan jou sondes, aan die dinge wat jy verkeerd gedoen het. En dan wil ek hê jy moet op hierdie vers kan staan, en kan sê, want Kolossense 2 vers 13 tot 14 staan daar, dat my sondes is my vergewe, en is vasgenaal aan die kruis van Christus. Nou, jy kan dit nie doen as jy steeds in sondes lewe nie. Jy moet klaarmaak met jou sonde, sodat jy rein en heilig voor Vader kan staan, sodat wanneer die moeilike tye kom, dat jy in die gees kan opstaan en hierdie goeders kan baklei. So, julle, ons moet heers, ons moet heers, ons moet heers, ons moet heers. Dit was ons heel eerste opdrag, toe God die aarde geskape het. Hy het gesê, hier sal ons vir julle die veld, die diere van die veld, die bome, heers daaroor. En julle, ons moet daaroor heers. Ons moet oor elke omstandighede van ons lewe moet ons kan heers. En dit is bitter belangrik om te heers. Dit is. En deur dit moet ons onthou dat ons het die krag en die mag deur Christus wat dit vir ons verleen in oomblikke en dat hy regtig ons toegerus het. En weer eens, ek wil net onthou dat hierdie is 'n opdrag. Hierdie is 'n opdrag van ons Vader. So, ek hoop julle harte is vas aan God se woord. Ek hoop julle is opgewonde vir die res van hierdie season. Ek moet vir julle sê, ek het 'n klomp, ek het sommer almal 'n bietjie gebring. So ek het 'n klomp daar van my man so rusie. Ek het 'n klomp
research material. So Chip Ingram's Invisible War is my hoof research materiaal wat ek gebruik in hierdie ding, want ek hou van sy goed. Hy praat vir my so reguit en sy goed is woord. En dan het ek hier eentjie van Benny Mostert, en ek amper hierdie is sy Afrikaanse skrywer as ek reg onthou, maar hy het hierdie boek geskryf, Geestelike oorlogsvoering. Julle, alles waar ek vandag gepraat het, kom uit sy boek uit, waar hy vir ons leer hoe om te heers, hoe om hierdie goed vas te gryp in die gees en daaroor te heers. Dan het ek ook Joseph Prince, The Spiritual Warfare. Ek weet, baie van julle is nie fan van hom nie, maar ek moet vir julle sê, sy Spiritual Warfare goed is vir my so, en ek love hierdie, ek moet vir julle wys, hierdie. Ons veg uit oorwinning, nie vir oorwinning nie. En ek hou van sy Spiritual Warfare goed, want dit is alles woord gebaseer. Daar's niks weird of niks snaaks dat ek voel, ja nee, dalk nie daar nie. En dan, Derek Prince het sy ook Spiritual Warfare geskryf. Julle, hierdie ou gaan in detail in oor die wapenrusting en hoe belangrik die wapenrusting is. Hulle almal doen, al hierdie resources, gaan regtig diep in die wapenrusting en ons gaan nog die hele wapenrusting ook hierso saam doen. Maar ek moet vir julle sê, dat hierdie ou, joh, julle, hy maak jou hart so weer vas aan God se woord. Ek meen, as jy kan sien, daar is 'n versie, daar is 'n versie, daar is 'n versie, daar is 'n versie. Hy is liewe God se woord, en hy doen baie goed. En dan het ek hier enetjie, Power Over Demons. Hierdie is nogal 'n interessante boekie. En ek dink ek sal bietjie in detail ingaan later oor hierdie ene ook, want op die einde van die dag, ons moet weet, ons het die krag, en ons het die mag, en ons het die heerskappy om oor hierdie goed te heers. En God het dit vir ons gegee, Christus het dit vir ons gegee, ons wil dit aangryp. Moet nou 'n lekker dagie verder hê, en ek gaan graag vir ons afsluit. Dankie liewe Vader, ons het vanoggend weer ons harte en ons gees kan oopmaak. Vader God, ek vra dat U ons by die journey vat van geestelike oorlogvoering, dat U ons hart en ons gees en ons verstand sal oopmaak vir die woord. Vader God, ek vra dat U ook so ons gees sal beskerm, ons verstand sal beskerm, sodat die vyand nie 'n plek daar kan kry om hou vas te hê nie. Vader God, ek bid vir elkeen wat hierdie video kyk, dat U saam met hulle gaan die res van die week, dat U met hulle sal wees, hulle sal beskerm, maar hulle ook sal aware maak van waar die duiwel hulle probeer potjie. Ek vra dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Okay, julle, 'n lekker week hê, ons sal weer gesels. Okay, tot 'n